het verlede week met 'n reeks begin, die wapenrusting van God, Dress for Success. En ons het verlede week gekyk rondom die beld van waarheid en die borswapen van geregtigheid. En ons het vir mekaar gesê dat hierdie wapens wat die Here vir ons gee, is nie net wapens wat ons moet aantrek en dan daarvan vergeet nie, maar ons het vir mekaar gesê dat hierdie wapens wat ons aantrek is soveel deel van ons lewe dat dit 'n leefstyl moet wees. Okay? So om te sê ek omgord myself met die beld van waarheid is nie net die beld nie. Dit gaan nie oor die beld nie. It's not about the belt. It's about the truth that surrounds you. Dis die waarheid wat jou omgord. Dis die waarheid wat jou vasmaak. Dis die waarheid, as ons die Romeinse soldaat se wapenrusting moet vat, want dit is waar aan Paulus gedink het toe hy dit verduidelik het hy gesê dat ons met die beld van waarheid onsself omgord. Nou dink gou 'n bietjie by jouself. Aan die waarheid het die swaard gehang. God se woord hang in die waarheid. Dit het die hele toerusting of die hele uitrusting het dit saamgehou en standvastig gehou. In daai tyd het die ouens rokkies gedra. Okay? En die rokkies het was opgetrek sodat hulle mobile kan wees. En as hulle belt afgehaal het, dan het die rokkie half 'n bietjie ontspan, en het half oor die knie gehang. Maar die ouens het hulle rokke so 'n bietjie opgetrek, en dan laat die rok half oor die knie is, en dan het hulle vasgemaak. Nou, as ek en jy nie die beld van waarheid aan het nie, dan is ons beperk in ons lewe. En die soldaat wil nie beperk wees nie, hy wil mobile wees, hy wil betrokke wees, hy wil deel wees van die oorlog wat nou gaan plaasvind. En hy wil nie iets om sy bene hê wat hom beperk wanneer die vyand na hom toe hardloop nie. Net hoe trip hy oor iets, net hoe is hy kan nie die sidestep doen soos wat hy wil doen nie. So hy wil reg wees wanneer die vyand kom. En die Here sê vir my, en Paulus sê vir my en vir jou, in Efesiërs 6, en ons gaan weer daar lees vanoggend, sê hy dat ons moet die volle wapenrusting van God aantrek. Die volle wapenrusting. Nie net waarheid, want ja, ons moet mense van waarheid wees, nie? Ons moet nie net geregtigheid aantrek nie, ons moet nie net die helm van verlossing, ons gedagtes vol met verlossing, en die feit dat ons gered is en skoon gewas is, ons gedagtes, ons moet nie net die skoene aantrek van die goeie nuus en vrede nie, ons moet nie net die swaard hê of net die skild hê, ons moet die volle pakkie hê. So sê vir die een langs jou, jy moet al jou klere aantrek. Jy moet al jou klere aantrek. Jy kan nie met een ding hier kom loop nie. Nee. Ons moet ten volle toegerus wees met dit wat die Here vir ons gee. Wat so amazing is. Nee, wat so amazing is. Kyk gou na die een langs jou. Nee, kyk hom gou so. Kyk haar so. Nee. Hierdie wapenrusting is one size fits all. Dis amazing. Ek hoef nie eers gewig te verloor, of gewig op te tel, of langer te word, of korter te word, om die wapenrusting van die Here aan te trek nie. Ek kan net aantrek. One size fits all. En as jy gewig verloor, pas dit jou nog steeds. Dis nie soos daai broek wat jy in jou kas hang, wat jou goal is nie. Ek het so 'n hemp in my kas. Nou sê hulle een van my, maar sit hom in die strykmandjie. Nee, hy hang daar. Elke keer as ek my kas oopmaak, dan sê ek, vir jou gaan ek dra. En ek moet sê, ek kom nader en nader aan daai knope wat vasmaak. Right, kom ons kom in die woord van die Here. Efesiërs 6 vers 10. A final word. Paulus wat met ons praat, en hy sê, a final word, be strong in the Lord and in his mighty power. Put on all of God's armor so that you will be able to stand firm against all strategies of the devil. Onthou, dit is nie net aanvalle nie, maar dit is ook teen die strategie van die vyand.
Strategie sien jy nie voor die tyd nie. Strategie gaan jy eers na die tyd sien. Strategie is iets wat beplanning is. So alles wat die duiwel beplan teen jou, ons moet die wapenrusting aan hê sodat ons kan staande bly. Vers 12, for we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly places. Ouens, die duiwel en sy demone is 'n werklikheid. Hulle is daar. Hulle is daar om ons te versoek. Hulle is daar om mense tot torment, hulle is daar om jou so ver as moontlik van God af weg te kry. Ons het te doen met 'n onbekende, onsienlike vyand, maar die Here maak sy werk aan ons bekend. En wat vir my interessant is, die Bybel sê op 'n plek dat die vyand kom soos 'n engel van die lig. So jy gaan hom miskien nie altyd eers identifiseer as hy by jou kom nie, maar die woord van die Here sê vir my en vir jou, dat wanneer ek en jy die wapenrusting van God aan het, dan sal ons staande bly. Al kom hy soos 'n engel van die lig, sal jy en ek staande bly. Amen? Hy sê in vers 13, therefore, put on every piece of God's armor so you will be able to resist the enemy in the time of evil. Then, after the battle, you will still be standing firm. Stand your ground, putting on the belt of truth and the body armor of God's righteousness. For shoes, put on the peace that comes from the good news so that you will be fully prepared. In addition to all of these, hold up the shield of faith to stop the fiery arrows of the devil. Put on salvation as your helmet and take the sword of the Spirit, which is the word of God. Luister baie mooi wat sê vers 18. Pray in the Spirit at all times and on every occasion. Stay alert and be persistent in your prayers for all believers everywhere. Gebed is deel van ons wapenrusting. Ons stop altyd by die gedagte dat ons, jy weet, as jy nou van bo af onder toe werk dan en jy trek jou wapenrusting aan, so as jy is soos ek, dan begin ek dit te sê, Here, dankie vir die helm van verlossing, dankie dat ek verlos is, dankie, jy weet, en dan gaan ek so aan en dan kom ek by die skoene en dan se klaar gedres vir sukses en dan gaan ek aan. Maar hierdie gedeelte in Efesiërs gaan verder en hy sê, pray in the Spirit at all times and in every occasion. So ek en jy moet in die gees wakker wees om te kan bid. En dit is hoekom ons hierdie gewoonte aankweek om op die eerste Woensdag van elke maand by mekaar te kom, want ons bid saam. Hierdie gemeente is 'n gemeente wat bid. Amen? So ons bid. Hoekom? Want die woord van die Here leer ons dat ons moet altyd deur bid. Daar's 'n gedeelte in die woord van die Here wat sê, bid sonder ophou. Alright, ons gaan op 'n volgende geleentheid gaan ons 'n bietjie praat oor gebed. Vers 19, and pray for me too. Ask God to give me the right words so I can boldly explain God's mysterious plan that the good news is for the Jews and Gentiles alike. I am in chains now, still preaching this message as God's ambassador. So pray that I will keep on speaking boldly for Him as I should. Tot sover. Nou, ons het verlede week het ons gepraat en ons het so vinnig gekyk na Dawid wat vir Goliat aangeval het en hoe Saul gekom het en vir hom gesê het, trek my wapenrusting aan. En die een ding van 'n wapenrusting is dat dit skep identiteit. Dit gee vir my en vir jou identiteit en daarom, wanneer ek en jy die wapenrusting van God aantrek, dan begin ons in identiteit wandel. Wanneer jy 'n persoon van geregtigheid is, dan gaan mense begin sien, maar jy's anderste as die wêreld en hulle gaan vir jou vra, wie is jy en waar kom jy vandaan en hoekom is jy so anderste? En dan het ek en jy die geleentheid om die goeie nuus met hulle te deel en te sê, ons dien Jesus, die redder van alle, die koning van alle konings, ons redder. Die tweede ding wat die wapenrusting vir my en vir jou gee, is selfvertroue. Dit gee vir ons 'n bietjie boldness. Paulus begin deur te sê, be strong in the Lord and in His mighty power.
So wanneer ek en jy die wapenrusting van die Here aantrek, dan staan ons in boldness en ons staan in die krag van God. Die derde ding wat die wapenrusting vir my en vir jou gee is, dit help ons om staande te bly. En die kere wanneer jy 'n bietjie wankelrig voel, die kere wanneer jy voel ek gaan nou val of ek weet nie lekker waar ek is nie lekker standvastig nie, dan wil ek vir jou aanraai en ek wil vir jou hierdie voorskrif uitskryf en sê, begin jou lewe leef volgens die wapenrusting wat die Here jou gee. Dan beteken dit dat een van hierdie areas in jou lewe moet jy 'n bietjie gaan afstof. Wie van julle het al ondervind dat as jy minder tyd in die woord van die Here spandeer, dan kom daar ander goed uit jou mond uit. Worries kom uit. Jou gedagtes word gevul met 'n klomp nonsens. Maar wanneer jy jouself volmaak van God se woord, dan begin jy anders te praat. Dan begin jy in geloof optree. Jy trek jy neem jou skuld op. Jy begin in waarheid wandel. Alles begin saamkom in jou lewe wanneer jy die wapenrusting van die Here uitleef. So ek wil vir jou aanraai, gaan doen 'n bietjie introspeksie, gaan doen 'n bietjie evaluering oor jouself en kyk waar in jou lewe het jy nodig om 'n bietjie te gaan kyk. Waar kan ek opgradeer? Waar kan ek 'n bietjie meer tyd spandeer? Waar gaan ek 'n bietjie meer van God in my lewe intrek? Ek sien miskien is ek in hierdie een area van my lewe is daar 'n bietjie moeilikheid en daar's 'n oorlog, dan moet ek fokus op daai area en ek moet daai area geestelik regkry in my lewe. Nou, kom ons kyk vandag. Nou, ek het verlede week het ek 2 wapens, die waarheid en die geregtigheid, het ek probeer in een boodskap insit en ek het net beleef ek kan dit nie doen nie. Ek wil nie rush nie. So ek gaan vandag net praat oor die skoene van die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig. Volgende week gaan ons aangaan met die volgende wapen en so gaan ons aangaan vir die volgende paar Sondae. So Efesiërs 6 vers 15 sê, en ek lees in die Amplified Bible, hy sê, and having shod your feet in preparation to face the enemy, luister mooi, with the firm-footed stability, the promptness and the readiness, luister mooi, to produced by the good news of the gospel of peace. So wanneer ek en jy die goeie nuus van Jesus aanvaar, dan gee dit vir ons firm-footed stability. Dit gee vir ons 'n fondasie. Jesus Christus is ons fondasie. Ons het verlede jaar het ons so 'n hele reeks gedoen oor die fondasie. Jesus Christus is vir my en vir jou 'n fondasie. So wanneer ek en jy die skoene van bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig aantrek, dan het ek en jy firm-footed stability. Ek en jy is prompt. Ons is vinnig. Ons is gereed. Ons is reg. As iemand voor jou staan en hulle vir jou vra, "Hoe's dit?" Dan sê jy, "Dit is so. Jesus is koning." En hulle vra vir jou vra, dan is jy gereed om te reageer. Baie van ons is nie gereed wanneer iemand voor jou staan en vir jou vra nie, sekere geestelike vrae vra nie, omdat ons nie tyd saam met die Here spandeer nie. Partykeer, ja, ek wil saam met jou stem. Partykeer vra die ouens vir jou so 'n teologiese diep vraag dat jy eers 'n bietjie gaan moet selfstudie neem. Maar ek en jy het nodig om gereed te wees. Daar's 'n gedeelte in die woord van die Here wat sê, be ready in season and out of season. Ek en jy moet gereed wees. Maak nie saak wat voor my en jou is nie, ek en jy moet gereed wees. En hierdie gereedheid word verkry deur die goeie nuus van Jesus Christus te glo. Wat is die goeie nuus van Jesus? Dat Jesus Christus het vir my en vir jou aarde toe gekom. Hy het vir ons gewys hoe om te wandel en die pad te stap. Hy het aan die kruis gesterwe vir my en vir jou. Hy het weer opgestaan, prys die Here. Hy het vir ons die gawe, die geskenk van die Heilige Gees gestuur. Hy het vir ons broers en susters rondom ons gegee. Hy het vir ons familie gegee. Hy het vir ons 'n liggaam gegee. Hy het my en jou deel gemaak van die koninkryk van God. Hy noem ons nou sy kind. Ons is aanvaar, ons is aangeneem as sy eie.
Ons is 1 Petrus 2 vers 9 sê, for we are a chosen generation, a royal priesthood, a peculiar people. Jy's peculiar. Toe ek jonger was, het ek altyd peculiar gemix up met pikkel. Moenie my vra hoekom nie, dit was net so peculiar. Jy is anderste. Jy's holy. Jy's set apart. En daarom het ek en jy nodig om ons lewe in lyn te kry met die Here. Hoor wat sê hierdie persoon. Hulle sê, shoes help us move forward. Walking in peace means standing firm in God's promises and sharing the gospel with confidence. Ek en jy moet confident wees in die feit dat Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe. As iemand voor jou staan, dan moet daar iets binne in jou borrel om die vrede en die vreugde van God met iemand te vertel, te verduidelik en te sê, "Jesus, weet jy, die Here het jou so lief." Dit laat my dink aan die verlore seun. Toe hy weggehardloop het, hy het al sy erfporsie uitgepartytjie en toe kom hy terug, hy was mos tussen die varke, né? Hy het varke opgepas, maar hy het hulle so opgepas, hy het saam met hulle in die hok gebly. Hy het gelyk en ryk soos 'n vark. En hy sê daarso, en hy sê vir homself, selfs die diensknegte by my pa se huis is beter af as ek. Ek gaan terug na my pa toe en ek sal vir hom vra dat ek 'n dienskneg in sy huis sal wees. En hy staan net daarop, soos hy is, in sy toestand, en hy gaan terug na sy pa toe. En sy pa hardloop na hom toe hom sien, want sy pa wag elke dag dat hy moet terugkom, en hy sit daar op die stoep, en hy kyk oor die laplande, en hy sien daar in die verte, kom iemand wat lyk soos sy seun. Hy lyk 'n bietjie weird, maar hy lyk soos sy seun, en hy's so excited, dat hy opspring, en hy hardloop na sy seun toe, en hy omhels hom en sê, ek is so bly om jou te sien, jou vark. Want op daai oomblik ryk hy soos hy in. Hy sê, woe! Yes, ek's lief vir jou, maar kom hier saam met my, gaan trek hom aan. Geef hom nuwe skoene, 'n nuwe mantel, sit 'n ring aan sy vinger. Change net 'n bietjie sy identiteit van vark na my seun. En ek wil vandag vir jou sê dat wanneer ek en jy in lyn is met God se woord en ons doen wat hy vir ons sê, dan kom ons by 'n plek waar ons in identiteit kan begin wandel. Ek en jy moet loop in ons identiteit van confidence om te sê vir mense, hey, Jesus is koning. Kom ons oefen dit gou 'n bietjie. Sê vir een langs jou, hey, Jesus is koning. Yes, was dit so moeilik? Sê, nou kom 'n moeilike ene. Sê vir een agter jou, Jesus is koning. Die ouens wat heel agter sit, ek is jammer, julle kan nêrens gaan nie, julle gaan hoor dat Jesus is koning. Amen. Ouens, dis nie so moeilik nie. Dis nie so moeilik nie. Dis eintlik verbasend lekker. Ek sit nou die dag by die rugby, by die skool, Ruben hulle oefen rugby, en ek sit in die kar en ek lees boek, en ek dink te myself, ag, kom ons gaan staan nou by die pappas, kom ons mingle so bietjie, kom ons doen daai ding. En soos julle weet, ek is 'n introvert, so is vir my moeilik om net tussen mense te gaan staan en te chat. En so ek gaan staan nou maar so by iemand wat ek ken. Gaan staan ek eers, en hy stel my voor in van die ander paas wat hy nou ken. En so begin ons gesels oor iets wat gebeur het in die rugby wêreld, corruption of something, en ons begin praat. Yes, en ek sien 'n gap, en ek begin praat oor die wil van God in ons lewe. En hierdie een pa en ek begin klik, want in daai tyd het ek gepraat oor die wil van God, en dat God 'n doel het met ons lewe, en goed. Yes, en ek en die een pa begin klik, en ons begin gesels oor die Here. En later staan daar 'n paar paas by, en hulle luister. En hoe meer ons praat van die Here, hoe meer paas begin nader staan, totdat ek op 'n sekere onderwerp gekom het van geestelike lewe, toe begin hulle so 'n bietjie minder raak. Toe wil ek vir die pa sê, wil jy ook gaan? Jy weet, soos Jesus vir sy disippels gesê het. Maar daar's tye wat ons net moet sê, ouens, God het 'n plan met jou lewe.
En ja, ons almal het nie die antwoorde nie. Hierdie spesifieke pa gaan deur 'n moeilike tyd. En ek het nie al die antwoorde vir hom gehad nie. Maar wat ek wel kon vir hom sê is, hey, kom ek bid vir jou. Kom ek staan hier saam met jou en ek vertrou die Here dat hy vir jou gaan deurbraak gee. En ons staan langs 'n rugbyveld en ons bid saam. Ek meen, come on. Dit is so lekker. Dit gee jou confidence. Hoekom? Want ek het die skoene van vrede. Jou skoene lyk anders as my skoene, maar hey, skoene van vrede. Dit bring ons by 'n plek. En dit bring jou, weet wat so amazing van skoene? Is as jy oor dorings loop, het confidence. Ons sypaadjie, nê. Ons grasperk voor ons huis, die sypaadjie gedeelte. Ek gee nie regtig baie aandag daaraan nie, want ek moet 'n sypaadjie. Ek maak dit so nou en dan nat, maar en ek sny die gras saam met baie sand, maar ek maak liewer die binnekant maak ek mooi en versorg dit. En nou is al baie dubbeltjies op hierdie sypaadjie gedeelte. Nou moet ek die drom gaan haal, want hy staan op die sypaadjie. En die ouens wat die drom leegmaak, sit partykeer die drom in my driveway. Partykeer sit hulle die drom ver van my driveway. So, nou moet ek hier op hierdie doring stap. Nou het ek skoene aan. Weet jou, kom ons gaan huis toe. En ek het die drom en ons gaan huis toe. Die ander dag is ek kaalvoet. Nou kom ek en ek staan die drom aan die kant en ek soos en ek moet op die groen grasie strap, want daar weet ek is minder dorings. En voor jy jouself kan kry, dan steek 'n doring in jou voet. Dis nie so lekker nie. Die confidence om die drom te gaan haal dan, is nie so lekker nie. Maar wanneer ek geklee is met vrede, want ek het skoene aan, dan kan ek stap waar ek wil, want ek het confidence, want my voete is beskerm. Dis en jy kry verskillende skoene. Ek het nou sneakers aan, want dit is gemaklik, want ek speel dromme, so dit is gemaklik om dromme te speel met sneakers. As ek aan 'n kerk mooi skoene aan het, dit voel so styf. Maar as jy sneakers aan het, man, jy kan move agter daai dromme, né? So dis hoekom ek so aantrek. So ek trek my sneakers en dit is gemaklik. Nou kom ek en ek preek om jou. Maar die kere wat ek nou nie dromme speel nie, dan het ek die geleentheid om 'n bietjie anders aan te trek. Alright, besides the point. Elkeen van ons het skoene vir 'n ander situasie. As ek vir jou uitnooi na 'n formal evening, wat doen ons almal? Jy trek jou plakkies aan. Nee, jy trek nie jou plakkies aan, nee, jy trek jou netjiese skoene aan, want jy trek nou 'n tuxedo aan. Nee, jy het jou tux, Angelo, jy het jou tux en dan trek jy jou plakkies, dit pas nie, so jy trek mooi swart skoene, jy het gepolitoer, jy's nice. As jy rugby gaan speel, dan trek jy mos nou, of course, jou spikes aan. Nee, jy gaan nie jou spikes aantrek nie, dis vir atletiek. Ek kry die ouens jammer wat saam met jou rugby speel as jy spikes aan het. So ons het skoene vir verskillende geleenthede. Maar elke skoen vir daai geleentheid gee vir jou vrede en confidence om te loop op daai plek. Ek weet dit is baie ongemaklik, vra my, ek hou niks daarvan nie, soos 'n niks. Ek hou niks daarvan nie. Het ek vir julle gesê ek hou niks daarvan nie. Ek hou absoluut niks daarvan om met skoene op die seesand te loop hê. Ek like dit niks. So wat doen ek? Ek trek dit uit. As ek plakkies het, dan sal ek opstap. Maar skoene op die strand, dit pas net nie. Van julle doen dit miskien, dis okay. Maar vir my is dit net nie lekker nie. Ek het nie vrede op die strand. Ek loop soos 'n ou wat parrevoete aan het. Nee, laat die sand net nie opskiet nie, want net hoe gaan sit dit in my skoene. So skoene bring jou by vrede. En vrede gee vir die confidence om te doen dit wat die Here wil hê jy moet doen in die area waar jy is. Alright. Die skoene gee vir my en vir jou ook dit gee vir ons die
Die vrymoedigheid om die pad reg te stap. Wanneer ek en jy die goeie nuus van Jesus Christus vat en ons begin met die goeie nuus stap, dan gee dit vir my vrede om die pad te kan stap, om die regte pad te stap. Die Bybel praat van daar's 'n narrow road en 'n broad, wat sê Afrikaans? Die dun paadjie en die groot paadjie. Nee, narrow en daai ding, nee? So die skoene van vrede, it keeps me on the narrow road. Dit hou my op die regte pad. Dit hou my op die beter pad. Die probleem wat ons het is dat ons het nie die skoene van die vrede van goeie nuus aan ons voete nie en daarom stap ons net waar ons wil en ons kry seer. Ons kry seer. Jy kan nie met jou plakkies in konstruksie gaan werk nie. Dit is gevaarlik. Jy mag dalk jou tone verloor. So dit is belangrik om die regte skoene aan te hê. Dit is belangrik om die goeie nuus van Jesus Christus te vat en dit deel te maak van jou lewe. Wat is die goeie nuus? Kom ons gaan dit gou weer deur. Die goeie nuus is dat Jesus is gebore. God het mens geword. Hy het onder ons kom woon. Jesus het aan die kruis gesterwe vir my en vir jou, sodat ons vergewe kan word van al ons sondes en bevryding kan kry. Jesus het opgevaar hemel toe, want hy sit aan die regterhand van die Vader. En die woord sê dat hy tree vir ons in. Hy bid vir ons. As die vyand, die accuser kom en hy kla ons aan, dan sê Jesus, Vader, ek wil net sê, Rudy, hy is onder die bloed. Ek het my lewe vir hom gegee. Jesus het die Heilige Gees, die Vader die Heilige Gees vir ons gestuur, omdat Jesus opgevaar het hemel toe. Daar's 'n geskenk vir my en vir jou, daar's 'n belofte vir my en vir jou. Dis goeie nuus. En daarom moet ek en jy heeltyd bewus wees van die goeie nuus wat die Here vir my en vir jou gee. Daar waar ek en jy ook op beweeg, moet ons die vrede van God uitleef, sodat mense in hierdie besige en gejaagde lewe vrede kan ervaar, om stil te kan raak, om God se stem te kan hoor. Dis die grootste probleem wat ons in die afgelope tyd beleef, is dat ons raak nie stil nie. Jy het nie vrede om stil te raak en God se stem te hoor nie. Ons lees van 'n jong seun, sy naam is Samuel. En hy het saam met Eli 'n pad gestap. En Samuel het in die kerk, het hy in die huis van die Here, sê die Bybel, het hy geslaap, naby die ark. En hy het God se stem gehoor, want hy was vol van vrede, daar was nie ander distractions rondom hom nie. En die probleem wat ek en jy baie keer beleef is, ons het nie vrede in ons lewe nie, want ons onthou nie meer die goeie nuus van Jesus, wat Jesus gedoen het vir ons nie. Het ons nie meer vrede nie, ons is so besig om vas te kyk in die dinge van hierdie wêreld. Ons is so besig om vas te kyk, wat gaan Trump en Ramaphosa doen? Wat gaan die ene doen en wat gaan daai ene doen? Wat gaan my baas doen? Wat gaan my man doen? Wat gaan my vrou doen? Wat gaan my kinders doen? En ons is so besig met 'n klomp dinge rondom ons, dat ons nie meer vashou aan die goeie nuus nie. En die goeie nuus bring dan nie meer daai vrede in ons lewe nie, want ons is so besig met 'n klomp ander stemme en gedagtes. Dat ek en jy moet by 'n plek kom. Miskien moet ons 'n sleepover hou. Nee, miskien moet ons 'n wakker over hou by die kerk. En dan al wat ons doen by die kerk, ons luister net wat sê die Here. Alright, ons gaan vir julle 'n datum gee. Yes, nou is hulle iewesklik besig om ons kan nou nie by die kerk oorbly nie. Nee, ouens, is miskien nou net 'n grappie of 'n gedagte, miskien is dit glad nie 'n grappie nie, miskien is dit iets wat ons moet doen. Maar al wat ek vir jou wil sê is, raak stil by jou huis om te hoor wat sê God. Jy gaan nie die plan en die doel van God vir jou lewe hoor terwyl jy Facebook scroll nie, terwyl jy TikTok scroll nie, terwyl jy TV kyk nie. Jy gaan die stem van God hoor, die plan van God en God se doel vir jou lewe hoor, wanneer jy stil raak rondom sy woord en na hom luister. Dan gaan jy hoor wat die Here vir jou sê. En dan sal jy vrede hê in jou lewe. Luister mooi wat sê 1 Petrus 1 vers 23 en 25. Hy sê, for you have been born again. Amen, ons is born again. Ons het tot wedergeboorte gekom het. As jy nog nie tot wedergeboorte gekom het, jy gaan ons vir jou die kans en die geleentheid gee, dat jy jou hart vir die Here kan gee, dat jy kan sê, ek wil weergebore word. Hy sê, for you have been born again, but not to a life that will quickly end.
For your new life will last forever because it comes from the eternal living Word of God. Vers 24. As the scriptures say, people are like grass. Their beauty is like a flower in the field. The grass withers and the flowers fade. But the word of the Lord remains forever. And that word, die woord wat vir altyd hou, that word is the good news that was preached to you. Wat is die goeie nuus? Luister wat sê 1 Petrus 2 vers 1 tot 3, net die volgende hoofstuk. Hy sê, so get rid of all evil behavior. Be done with all the deceit, hypocrisy, jealousy, and all unkind speech. Kry klaar met julle sonde. Kry klaar met die dinge wat jou wil weghou van die Here. Ontvang die goeie nuus dat Jesus het jou vergewe. As jy vir die Here vra, Here vergewe my van my sonde, dan sê die woord van die Here, hy is getrou en regverdig om jou te vergewe van al jou sonde. Selfs daai goed wat die vyand jou elke dag herinner aan. God is getrou en regverdig om ons te vergewe van alles. Hy sê, vers 2, like newborn babies, you must crave pure spiritual milk, so that you will grow into a full experience of salvation. Cry out for this nourishment, now that you have had a taste of the Lord's kindness. Ek wil vandag vir jou sê, die Here is goed. Die Here is goed, en wanneer ek en jy dit besef, dan is daar hierdie vrede wat oor ons lewe kom. Daar is hierdie gemoedsrus wat oor ons lewe kom. Good news brings us to a place where we want to live holy lives. Die goeie nuus bring my en jou by 'n plek waar ons sê, ek wil my lewe heilig en gereinig leef voor die Here. Want as jy Jesus die heeltyd sien, en jou oë op hom hou, dan sien jy en jy hoor die woorde wat hy vir jou sê, ek is lief vir jou, ek het my lewe vir jou in die kruis gegee, sodat jy kan die ewige lewe hê, amen? Julle het al hierdie movies gesien waar hulle the Fountain of Youth soek, nee? Het julle al sulke movies gesien? Dan kom hulle en dan sê hulle, you must have the Fountain of Youth, en dan bly jy vir altyd jonk. Ek wil vandag vir jou 'n revelation gee. Wie van julle soek daai youth, daai Fountain of Youth? Wie het al gedink, Jesus, dit sal hom lekker wees. Hier is vir julle die Fountain of Youth. Hier is dit. It's to know the good news and to be born again. As jy weer gebore is, dan het jy die ewige lewe. You have the Fountain of Youth. Want jy gaan altyd leef saam met God. Is dit nie amazing nie? Jy hoef nie roompies en okay, vrouens kyk my nou baie skeef aan. Ons kan altyd jonk bly in die Here. Amen. Ons kan altyd jonk bly in die Here. Hoekom? Want ons lewe is gevul met hom. Het gaan nie oor jou aardse ouderdom nie, het gaan oor jou maturity in hom. Het gaan oor jou geestelike volwassenheid. Ek en jy moet geestelik volwasse word. Daar is baie jong mense wat meer volwasse is in die gees as ons ouer mense. En daar's baie ouer mense wat so geesvervuld is en so geestelik volwasse is en jong mense wat nog moet groei. Het gaan nie oor jou fisiese ouderdom, het gaan oor hoe geestelik volwasse is jy. En hoe kry ons daai geestelike volwassenheid? Deur te kryf na dit wat God vir my en vir jou gee. We have the good news that Jesus died for us and cleansed us from all filth and destruction. He has given us new lives. The knowledge leads us to peace. As jy weet dat God vir jou 'n nuwe lewe gegee het, bring dit vir jou vrede. Bring vir jou vrede. En ek wil vandag vir jou sê, hierdie vrede dat ons vry van sonde is, bring ons by 'n plek van gemoedsrus. Gemoedsrus is belangrik. Jy moet rustig raak in Christus.
Jy moet Christus eerste in jou lewe plaas en dan sal jy die vrede ontvang. Hoekom? Want Jesus Christus is die prins van vrede. Amen. Hy is vrede. En wanneer ek en jy Jesus in ons lewe innooi en hom deel maak van ons lewe, dan het ek en jy vrede. Hoe weet ek Jesus is vrede? Daar's 'n storie in die Bybel in die Evangelies wat vertel waar die disippels saam met Jesus in 'n boot is. En die storm het gekom en die golwe het geslaan en die wind het begin waai. En die Bybel sê en Jesus het rustig geslaap met sy kop op 'n kussing. Ek wil vandag vir jou sê, die disippels het nie rustig geslaap nie. Hulle het emmers gehad, hulle het bakke gehad, hulle het hulle klere gebruik, hulle het iets gebruik om al die water uit die boot uit te kry. Die enigste manier hoe jy die storm uit jou lewe gaan uitkry, is om Jesus deel te hê van jou boot. Deel te hê van jou lewe. Maak 'n bietjie vir Jesus wakker in jou lewe. Laat hom opstaan in jou lewe, sodat jy vrede kan hê, sodat jy rustig kan wees, sodat jy gemoedsrus kan hê oor al die storms wat in die wêreld gebeur. Ruil jou emmer vir 'n kussing. Want ons skep so maklik al die bekommernisse in ons lewe. Ek sal dit uitsorteer, ek sal dit maak werk, jy gaat ons gaan al die sukses hê, en hoe meer water jy hierdie kant uitgooi, hoe meer water klim daai kant in. Hoe meer storm ons hier probeer verwyder, hoe meer storm slaan van agter af. Gee vandag jou emmer vir Jesus en vat sy kussing. Raak vol vrede, want hy is vrede. En weet julle wat so amazing, toe Jesus opstaan sê hy, waar is julle geloof? Waar is julle geloof? En al wat Jesus sê is, storm, wees stil. As ek dit moes doen, Leanne ken my, ek sou wakker geword het, en ek sou kom staan en gesê het, storm, sjoes, ek wil slaap. En dan sal ek gaan slaap. Al wat die Here vir hierdie disippels vra is, waar is julle geloof? Hoekom het julle so klein geloof? Jou geloof in Christus bring jou by 'n plek van confidence, dat jy vol vrede is, al woed die storm daar buite. Want Jesus is saam met jou in die boot. Amen? Nou, 3 praktiese maniere hoe ons vrede kan aantrek. 3 praktiese maniere hoe ons vrede kan aantrek. Ons praat van die wapenrusting van die Here. Hoe trek ek dan nou hierdie skoene aan? Hoe dra ek hierdie skoene? Die eerste een is, bid vir vrede in jou hart en ook in jou verhoudinge. Pray for peace in your heart and for peace in your relationships. Filippense 4 vers 6 en 7 sê, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Jy moet selfs bid vir daai ingroei toonhaal. Come on, die Bybel sê bid oor alles. Jy moet bid oor daai baas wat vir jou moeilikheid gee. Jy moet vir jouself bid omdat jy 'n moeilike baas is. Miskien. Bid oor alles. Don't worry about anything. Don't worry for the rest of your days. It's a problem free. Julle was by daai preek gewees, hè? Ons het so 'n paar weke terug het ek daai storie vertel, dis hoekom hulle nou die liedjie ken. But don't worry. Be happy. Okay, my kop gaan nou vol liedjies, ons moet nou aangaan. Ek wil nou net sing, hier's 'n klomp liedjies in my kop. Right, instead pray about, Here, ons dankie vir u goedheid, dankie vir u guns, dankie vir konsentrasie. Tell God what you need and thank him for all he has done. Come on. Blydskap bring jou by 'n plek van vrede.
'n persoon wat vol dankbaarheid is, gaan ophou worry. Try dit 'n bietjie. Volgende keer as bekommernisse jou oorval, dan draai jy jou rug net so 'n bietjie op bekommernis en dan sê jy vir die Here dankie vir alles wat jy het. Dankie vir alles wat hy in jou lewe doen. Dan spreek jy so 'n bietjie dankbaarheid. En dan sien jy hoe verander die omstandighede rondom jou. Dan sien jy hoe bekommernis hardloop. Want gratitude bring jou by 'n plek van oorwinning. Amen. Hy sê then, as jy hierdie goeders, as jy opgehou worry het, as jy aangehou bid het, as jy vir God vertel het wat jy nodig het en hom dankie gesê het daarvoor, dan sê hy die volgende: then you will experience God's peace. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Ouens, hier is vir my en vir jou 'n sleutel. As ek en jy gaan begin bid vir vrede, dan gaan vrede ons harte rustig maak en ons gaan die oorwinning hê. Hoekom? Want vrede beskerm jou hart. Vrede beskerm jou hart. Punt nommer 2, hoe trek ek skoene van bereidheid om die evangelie van vrede te dra? Hoe trek ek dit aan? Tweede ene, be a peacemaker and not a troublemaker. Ek gaan daai ou wys. Ek sal vir hom wys waar Dawid die wortels begrawe het. Jy het vergeet, Dawid was nie 'n tuinier nie. Dawid was 'n skaapwagter. Jy gaan die groentetuin heel mis. Want daar's nie 'n Dawid nie. Daar's miskien 'n Kain. En ons almal weet wat met hom gebeur het. Lees Genesis. Be a peacemaker and not a troublemaker. Soek vir vrede. Werk na vrede. Bou vir vrede. Bring vrede daar waar jy is. As dinge mekaar raak by die werk of by die huis, nee, staan op en sê vrede. Spreek vrede. Ons sing hy liedjie I speak Jesus. Dan kan ons mos net sowel sê I speak peace. Because he's the Prince of Peace. Amen. So kom ons spreek vrede in ons lewe. Be a peacemaker and not a troublemaker. Matteus 5 vers 9 sê God blesses those who work for peace. For they will be called children of God. Ouens, ek wil hê jy moet baie mooi luister. Wie van julle is kinders van die Here? Okay, hier's 'n paar van ons. Die van ons wat kinders van die Here is, dis my en jou se werk om te werk vir vrede. Om vrede te bewerkstellig. Wat is vrede? Vrede kom van God af. Vrede is nie 'n mensgemaakte ding wat ek en jy bymekaar kom en ons probeer vrede maak nie. Want hoe doen die wêreld vrede? Ons sluit 'n kontrak met mekaar. Ek sal jou nie bom nie en jy sal my nie bom nie, so nou het ons vrede. Of my wapen is groter as jou wapen, so jy doen wat ek sê, dan het ons vrede. Dis mensgemaak. Maar wanneer ons God in die prentjie inbring, dan kom God en hy bring vrede. Supernatural. Vrede. Vrede. Ek wil vir jou sê in die huwelik, as jy beklei, bring vir vrede in. As jy nie weet hoe om hierdie rusie wat jy en jou vrou, jy en jou man het, uit te sorteer nie, sê net vir mekaar, wow, kom ons bring gou vir Jesus in die storie in. Dan sê ons, Jesus, kom sit asseblief saam met ons hier op die bed, en help ons. What would Jesus do? Want ek het my opinie, jy het jou opinie, kom ons vra vir Jesus, wat is sy opinie? En kom ons hê vrede. Kom ons werk na hom toe. Kom ons werk na dit wat hy vir my en vir jou bring. Punt nommer 3, hoe trek ek en jy vrede aan? Skoene van vrede. Deel die liefde van Jesus deur jou woorde en aksies. Jesus
wanneer ek en jy praat oor Jesus, dan gaan ons altyd vrede bring. Ons gaan altyd oorwinning praat. Ons gaan hoop praat. Ons gaan gemoedsrus bring. As ons Jesus deel. Ek het nog nooit evangelisasiewerk gedoen nie, en ek het nog nooit 'n kursus gedoen oor evangelisasie, waar die persoon gesê het, jy moet jou Bybel by jou dra, en dan wanneer jy by daai persoon kom, wat sy hart vir die Here moet gee, dan voeter jy hom oor sy kop, laat die woord van God in sy lewe inkom. Wie van julle was al by so 'n kursus? Nee! Ons noem het Bible punchers. Nee, wanneer jy die evangelie van Jesus Christus met mense deel, dan kom jy met liefde en met vrede. En deur jou woorde en jou aksies vertel jy vir mense rondom jou dat Jesus is vrede en dat hy wil deel wees van jou lewe. Dit is hoe ek en jy vrede kan aantrek. Romeine 10 vers 14 sê, but how can they call on him to save them unless they believe in him? And how can they believe in him if they have never heard about him? And how can they hear about him unless someone tells them? Verse 15. And how will anyone go and tell them without being sent? That is why the scriptures say, how beautiful are the feet of the messengers who brings good news. Ons het voete wat gebless is, omdat ons die goeie nuus van Jesus met mense deel. Ek wil jou encourage vandag, daar waar jy is in jou lewe, by die werk, by die skool, tussen mense, waar jy jouself ook al mag bevind, wil ek jou uitnooi. Trek die skoene van die goeie nuus van Jesus Christus, die goeie nuus van vrede, trek dit aan jou voete, sodat waar jy ook al loop, jy die vrede van Jesus en die goeie nuus van Jesus met ander kan deel met confidence. Met confidence, want hy is amazing. Hy is by ons. Hy sal ons nie alleen los nie. Dit is nogal scary. Partykeer as jy na 'n wildvreemde ou toe moet stap en moet vir hom sê, hey, Jesus het jou lief. Net nou sê hy vir my 'n vraagie, of hy gee vir my 'n vraag wat ek nie kan beantwoord nie. Moenie worry nie, die Heilige Gees is met jou. Hy gaan jou nooit alleen los nie, hy gaan altyd saam met jou wanneer ons die goeie nuus verkondig. Hoekom? Want dis die hartklop van die Heilige Gees om Jesus bekend te maak aan 'n wêreld wat hom nog nie ken nie. En daarom stuur die Heilige Gees vir my en vir jou om uit te beweeg na ander mense toe wat nog nie van hom gehoor het nie. Om vir hulle te sê, hey, Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Amen. Om hierdie vrede uit te leef, het ek en jy ook geloof nodig. Het ons nodig om in geloof te wandel. En ons gaan volgende week, gaan ons 'n bietjie praat oor die skild van geloof. En ons gaan begin kyk, hoe kan ons geloof in aksie sit, sodat waar ons ook al beweeg, dat ons die waarheid van Jesus kan deel, in geregtigheid kan wandel, en vrede en die goeie nuus kan bring waar ons beweeg. Maar dit word alles geaktiveer deur die geloof. Want wanneer ek en jy in Christus glo, en hy ons alles is, dan maak dit nie saak wat die storm is rondom ons nie. Ek en jy is gevul met vrede. Amen? Waar kom daai vrede vandaan? Dit kom van die goeie nuus, dat Jesus het aan die kruis gesterwe vir my en vir jou sondes.